Ek het onlangs die Sunny to Sea bergfietswedren suksesvol saam met een van my vriende Kobus voltooi. En ek het dit verskriklik baie geniet. Maar van die lank sit elke liewe dag op die fiets, vermoed ek het ek een van die senuwees in my hande beskadig. In die begin was my hande dood gewees, ek kon nie meer voel nie. En toe ons net die wedren voltooi het ek gesukkel om goed vast te hou met my hand, veral my linkerhand. En ek was eintlik links gewees, so ek het gesukkel om te skeer, om tande te borsel. Ons het aanvanklik baie gelag. Later kon ek die gebruik van my hand beter regkry en dit beter begin werk, maar ek het gesukkel met my pinkie. My pinkie wou net nie funksioneer nie. Veral as ek my hand toemaak, het my pinkie altyd oopgegaan, eintlik dwars getrek. En in die begin het ek daaroor gelag, maar later was dit verskriklik frustrerend. Dat 'n klein pinkie wat dwars trek, my hele funksionering, eintlik my totale menswees eintlik belemmer het. Iets normaal, soos om 'n sleutel uit my broeksak uit te haal, het nie gebeur nie, want my pinkie het oopgehang en dan elke keer vasgehaak. Iets soos om 'n waterbottel oop te draai, het ek mee gesukkel en was 'n proses, want ek moes dit andersom doen of andersom vashou. En so het ek gesukkel net met die klein pinkie wat amper soos 'n anker was en my funksionering belemmer het. En toe kom die woorde van Paulus by my op in 1 Korintiërs 12, waar hy sê, julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En dan sê hy mooi in vers 26, as een lid ly, ly almal. En dink bietjie, hoeveel keer is ek en jy nie dalk daardie dwarstrek pinkie, en ek praat nie net van hier in jou kerk of in jou gemeente nie, maar in jou gesin. Hoeveel keer is jy nie daardie dwarstrek pinkie in jou familie, of by die werk nie, of in jou gemeenskap nie, of by die skool nie? Dikwels is ek en jy daardie een wat nie ons deel doen nie. Daardie een wat altyd negatief is oor ander, en so al die ander persone in die sisteem belemmer, of die funksionering belemmer, of net 'n anker is wat almal terughou. En dis my gebed vir jou vandag. Mag ek en jy in ons sisteme waar ons funksioneer, ons deel doen, ons bydra lewer, al is dit in jou oë hoe minderwaardig, hoe klein soos 'n pinkie. Maar mag jy jou deel bydra, sodat die hele liggaam kan funksioneer. Jou gesin, jou familie, daar by die werk, by die skool, by die universiteit, maar ook in jou kerk, in jou geloofsgemeenskap. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat elkeen van ons deel kan vorm van die liggaam van Christus. Deel kan vorm van die kerk, van die geloofsgemeenskap. En dankie dat ons mag weet dat elkeen van ons se funksie, al is dit hoe klein deeltjie, dat ons 'n bydra kan lewer. Maar Here, bewaar ons daarvan dat ons nie ons deel doen nie. Bewaar ons daarvan dat ons sal slap lê en ander sal belemmer om tot volle funksionering te kan kom. Help ons om ons bydra te lewer in ons gesinne, in ons families, by die werk, by die skool en ook in ons geloofsgemeenskap, sodat ons as een liggaam kan funksioneer. En sodat ons nie moet ly as gevolg van een klein ding soos 'n dwarstrek pinkie nie. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Jy weet al, as dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie. Gebruik daardie pinkie, druk daardie knoppie en laat ons hierdie goeie nuus versprei, sodat ons almal net kan besef, ons almal het 'n bydra om te lewer vir die liggaam. Tot 'n volgende keer.